vanoggend. Dankie vir die uitnodiging, dankie vir die harte. Ek vat dit nooit vanselfsprekend om enige plek te wees nie, want dit is net deur die genade van die Here, amen. When God touches us, dan gaan dit lankal nie net meer oor ons nie. Dan begin hy mense deur ons aanraak, amen. En al wat ons moet weet, wie het 'n hosepipe by die huis? Steek gou op jou, wie het 'n hosepipe by die huis? Okay, kom ek vra so, wanneer laas het jy daai hosepipe self gebruik? Wie het hom onlangs gebruik? Alright? Nou as jy daai hosepipe gebruik, die hosepipe is net die tool vir die water om uit te kom, amen. So ek en jy is 'n hosepipe vir die Here. Al wat ons moet toelaat is dat die kraan oopgedraai is en die water van die Gees kan vloei, amen. Want die hosepipe beteken niks sonder die water nie. Draai nie jou buurman toe sê, maak die kraan oop my broer. Sondagskool, church. Julle kan maar gaan, sondagskool, julle is verdaag, gaan geniet julle self. Vat, ek weet nie wat sy ouderdom nie, maar as jy jonk genoeg voel, kan jy maar gaan. Hulle sal jou terugstuur as jy nie jonk genoeg is nie. Halleluja, so lekker om hier te wees. Mooiste, kom staan gou vinnig hier by my. Ja, jy vat so lank vandag om te move. Dis my mooi weergawe. Ek kan ook nie sê ek is die slim weergawe en ek weet ook nie waar kan die hele sommetjie pas nie, alright. Enige mans wat so voel sê amen. Beteken nie het uit jou league uit getrou, alright. Dis eintlik maar wat dit beteken. Just means we married up, okay? Kyk gou vir jou vrou sê prys die Here vir jou. Wil jy die mense groet? Kyk as ek vir haar die mic gee, dan kan ek maar gaan sit, want dan hijack sy die hele diens. Maar ek wil hê my vrou moet julle net gou vanoggend groet voor ons in die woord van die Here ingaan. Goeiemôre. Oh, ek super opgewonde om hier te wees. Ek sê nou net vir hom, hy moet my asseblief nou nie vorentoe roep nie, want ek het 'n salfoliekool. Dis nie vetkoekolie nie hoor. Dis salfolie van die vorige revival wat ek nou nog nie kans gekry het om te was nie. Ons is 'n week al op die pad. So ons is regtig opgewonde om hier by julle te wees en ek weet die Here gaan iets groots hier doen. Soos ons gebid het vir hierdie diens, het die Here regtig in ons. Ons is net regtig opgewonde. Ek weet hy gaan julle elkeen kom ontmoet op die plek van julle verwagting. En regtig asseblief wees honger en vat van die woord, want ek weet die Here gaan iets kom vasmaak in jou, iets nuuts kom doen in jou. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Dankie my mooiste. Yes. Sy kan al begin gedra nou. Ons was in Middelburg hierdie week en daar in Middelburg, ek weet nie hoekom ek saam was nie, want ek vir die mic gee, toe kyk ek maar net hoe die Here move, amen. Maar prys God vir gesalfde vroue. Amen. Jesus, ek help julle mans om punte te skor en julle mis dit die hele tyd. Dis goeie plek, as jy net amen sê, is dit 5 punte my broer, ek help jou. Ek doen alles om jou te help. Nou net so vinnig voor ons in die woord van die Here ingaan, dis vir my altyd lekker om die woord van die Here te bedien, want God is 'n waarmaker van sy woord. En wat ek love van die woord van die Here is, when God did it once, he can do it again. I want you to know that jy moenie jou getuienis ligtelik vat nie. Jy moet daai getuienis deel, want as die Here iets vir jou gedoen het, en jy deel wat hy in en deur jou gedoen het, dan maak jy die deur oop vir iemand anders om daai selfde ervaring te hê. Dis hoekom die vers in Openbaring sê dat deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Nou hulle sê jy was nie in die huis van die Here as jy nie ten minste een keer na jou buurman toe moes draai nie. Nee, want die pastoor wil die hele tyd hê jy moet jou buurman toe draai en ek hoor toe iemand sê een keer vir my, hy was so confused die hele diens van sy buurman is nie eens in hierdie kerkie. Toe vertel die pastoor my en hy sê vir my, hy het een keer gepreek by 'n gemeente en terwyl hy bedien, toe bedien hy en hy wil die mense laat weet dat Jesus kom terug vir hulle. En hy bedien in die woord vurig en hy sê, en Jesus sê, kyk ek kom, en hy sê dit die eerste keer, en hy preek verder, en hy sê die tweede keer, kyk ek kom, en die derde keer toe hy sê, kyk ek kom, toe val hy hier oor die trappie, en hy val in die oudste tannie in die kerk se skoot, en hy sê, sorry moeders, hy sê, okay pastoor, jy het my 3 keer gewaarsku.
Nou, ek glo die huis van die Here moet die lekkerste plek wees vir ons om in te wees. Ek glo nie dat die huis van die Here 'n boring, dooie, gevrekte plek is nie. Ek glo dat ons jong mense wil kom na die huis van die Here toe, want daar's niks so lekker soos die nuwe wyn nie. Ai. Jy sien ek het daai wyn een keer geproei en toe kom ek agter, Jesus, dit verander 'n ou se hele lewe. Toe kom ek agter ek hoef nie broer suurpruim of suster kasterolie te wees nie. Ek kan kom met die vreugde van die Here na die huis van die Here toe. Mag ek hier move? Ek het geweet. ek gaan anyways doen. Okay. Die pastoor het in die begin gesê maak wat jy wil. Het hy nie? Okay, ek het 'n witness. Alright. Nou ek wil net weet hoe lank mag ek preek? So wie gaan vir my 5 minute gee? Steek op jou hand. Wie gaan vir my 5 minute, ten minste 5 minute gee? Steek op jou hand. 15, 20, 25. Problem solved. Alright, daar gaat ons. Daar vat hy. Nou ek weet nie wie van julle kan nog Prophet onthou back in the day toe hulle songs gesing het. Koos en wie was dit? Wie was die ander man? Ek kan nou nie die ander man se naam onthou nie. Theo. Toe sing hulle 'n liedjie, ek's 'n suurtier, maar ek is darm hier. Ek dra my kruis na die Here se huis. Ek's 'n suurtier, maar ek is darm hier. Nou, kan ek vir jou sê, ek sien nog baie suurtiere in die huis van die Here as ons deur die land gaan. Maar dan sien ek daar sekere mense, hulle is af van die kasterolie af en hulle begin die nuwe wyn geniet en besef dat die Here het hulle nie vrygemaak om gevrek te wees nie. Hy het ons vrygemaak en gesê dat die vreugde van die Here is my krag. Sy krag. So bietjie lag, bietjie krag. Baie lag, baie krag. Ek glo dat die vreugde van die Here is iets wat ek en jy nodig het, veral in die tyd wat ek en jy lewe, amen. Ons het nodig om in die joy van God te beweeg. En dis hoekom ek weet dat die eerste keer toe ek die Here encounter het, is dit so goed ek het my vinger in 'n muurprop gedruk. Want toe daai krag my slat, toe besef ek, Jesus, maar die ding werk hoor, daar is iets wat hier gebeur. En toe kon ek nie teruggaan na godsdienst toe nie. Ek kon nie teruggaan nie, dat, wie van julle het al so radikaal vir die Here geraak, dat die ouens wat jy gedink het radikaal is, vir jou vra om bietjie minder radikaal te raak. Hulle wil sê, hoor, jy kyk, mense sê altyd vir my, Kosie, hoekom is jy so loud? Want ek lees die Amplified Bybel. Ek sê dit 'n bietjie amplified, alright? Ek sê dit net 'n bietjie amplified. My vrou lees die King James, want sy glo die Here Romeo en Julieta, these eyes, oh, jy weet? Wie hou van die King James? These hours be blessed, there at the back, enjoy the services. Dis is 'n ander language om ding te praat. Maar ek weet vanoggend het die Here 'n ontmoeting met ons. En die Here wil hê ek en jy moet op 'n punt kom waar ons nie gemaklik raak met waar ons is met God nie. Dat wanneer ek die boek van Openbaring lees, dan sien ek dat die engele is om die troon van God en hulle sing heilig. Heilig, heilig is die Here God almagtig. En die woord van die Here sê, en dan val hulle op hulle aangesigte neer. Woe. En soos hulle daar lê, dan kom hulle weer op en hulle sien hom weer. En dan sing hulle, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Want elke keer, wanneer hulle hom ervaar vir 'n nuwe keer, dan is hy ewen groter en beter en meer heilig as die vorige keer. So wanneer ek en jy moet God ontmoet, dan is dit onmoontlik om in dieselfde plek te bly as waar ons gister of laas week of laas maand was. Dis hoekom hy vir Johannes gesê het, hey, kom op hier man, ek wil vir jou iets hier wys, hier's 'n oop deur, kom hiernatoe. Dis hoekom ek glo Enoch, wie ken die storie van Enoch? Enoch is in Afrikaans en Engels dieselfde, né? Enoch, yes. Sorry, ek sukkel met die Afrikaans, alright. Al wat ek kan preek is Engels of Afrikaaps. Ons kom van die Kaap af, so ons bly waar God bly, en dan kom kuier hy in die Vrystaat, verstaan? Sien, hy ankel is hy, boetie. Ons bly op die tuinroete. Is 'n baie lekker plek, want jy sien die Here die hele tyd daar.
Maar ek weet dat die Here is besig om iets in ons land te doen wat hierdie land nog nooit gesien het nie. En ek wil jou bemoedig vanoggend om vir jou te sê dat kerk was nooit 'n man se idee nie. Kerk was God se idee en God het nie sy mind gechange nie. Die kerk van Jesus is nog steeds God se plan vir die nasie van Suid-Afrika. En ek en jy is deel van hierdie liggaam. Ons is deel van hierdie kerk en die Here sê dieselfde vir my en jou. Hoorie, daar's soveel goed wat ek nog vir jou wil wys. Daar's soveel goed wat ek wil hê jy moet ervaar en sien, dat dit wat jy dink is amazing, is eintlik niks teen wat daar nog available is nie. So Enoch het gekom, en dis hoekom ek glo is Enoch. Enoch, en toe maak die Here oop, verstaan jy, en toe is hy weg, toe sluk die Here om, en kan jy imagine, jy loop so pad met die Here, dat die Here vir jou sê, weet jy wat, jy kan maar net sowel hier bly, jy's meer hier as daar anyway. Dat jy so naby, die Bybel sê, and Enoch walked with God until he walked no more. Dis so. Dis hoekom die woord van die Here sê, ons is vlees van sy vlees, ons is been van sy been, ons is geskape in sy gelykenis, in sy beeld. Daarom is ek en jy die liggaam van Christus in die aarde. En ek en jy is God se vehikel om Bloemfontein te verander. Ons is nie hier om 'n kerkbank warm te sit nie. Ons is hier om onder die woord van die Here en in die gees van die Here te ontvang wat ons nodig het om ons te propel in ons God-given destiny in. Klap jou buurman. Ek gee jou altyd die geleentheid in die kerk want dan kan jy free shots inkry. Alraai. Sê buurman, die Here kies jou. Die Here kies vir jou. Nou ek gaan nou vir jou 'n paar skrifte gooi, is dit alright? Is dit okay? Iemand het eendag vir my gesê, hoekom moet my so radikaal wees? My vriend, as jy maar net weet waar die Here my kom haal het, en jy weet waarvan af hy my gered het, is dit onmoontlik om 'n kerkmuis te wees. Ek het al mense in die huis van die Here gesien, hulle kom hier, hulle is hoogheilig, maar toe hulle ongered was, hulle op tafels gedans. Hulle was die life of the party, maar nou kom hulle kerk toe. Yes, nou is hulle prim en proper hoor. Ek het vir die duiwel alles gegee, ek het nou vir die Here nog meer gee. Amen. So toe ek 12 jaar oud was, toe raak ek verslaaf van lelike dwelms en dingetjies. Ek maak droog, ek mors op, hulle sluit my toe, hulle sit my in hierdie rehab, daai rehab, hulle traai alles wat hulle kan, laat hierdie jong ou net, asseblief tog net kan beter raak. Toe het ek 'n ontmoeting met die Here op die ouderdom van 17 en toe ek daai ervaring met God het, toe kom en red hy my so radikaal, dat my ouers gesê het, hoor jy is nou so aan die brand vir die Here, wil jy nie maar eerder weer drugs gebruik nie. Toe jy skit religion soveel met die vuur, dat dit beter is om ongered te wees vir hulle. Wie weet waarvan ek praat. Hulle sê, jy's net 'n bietjie te loud, jy's net 'n bietjie te rof, jy's net 'n bietjie te onbeskof man, maar ek wil vir jou sê, dat wanneer die vuur van die Here op jou lewe kom, dan is dit soos Elia wat gesê het, ek het dit probeer terughou, maar dit was soos 'n vuur in my binneste. He says it's like a fire shut up in my bones. So as ek dit vir jou in die Bloemfontein vertaling gee, dan sê dit hierdie, dit sê, ek wou prim en proper wees, maar ek kon nie. Ek wou lyk soos 'n Christen, maar ek kon nie lyk soos 'n gevrekte Christen nie. I had to let the fire out. Nou ek gaan jou permissie gee vandag. Iemand sê vir my, hoorie, wil jy nie beter preek dat hulle jou kan terugnooi nie? Ek sê, ek word nooit teruggenooi nie, so ek het een kans, dan gee ek maar alles. Dan weet ek ten minste, as ek nie teruggenooi word nie, het ek daai een kans gebruik. Draai nie jou buurman toe sê, vat die kans wat jy kry. Vat daai kans. Jy moet daai kans vat. Ek gaan jou permissie gee vanoggend met die woord van die Here. I'm going to give you the permission om 'n Holy Ghost arsonist te wees. Dit beteken jy gaan vure aan die brandsteek aspris. Wie kan onthou toe jy daai Bosveld vure aan die brand, kan julle onthou? Okay. Kan julle enigiemand onthou? Niemand onthou wat se waarvan praat. Die vuur van die Here moet soos 'n veldbrand in ons lewe versprei. Dit moet onmoontlik wees om dit vir ons self te kan hou. Maar kan ek vanoggend preek? Is dit alright? Imagine iemand sê nee, jy moet sing. Baie jare terug het ek so lange hare gehad, toe noem hulle my sommer Dousie, sê ek hoop julle nooi my om te sing nie, want ek kan nie sing nie. Ek sal ryperd moet bid. Ek lees 'n skrif
in die boek van Markus 5. En ek gaan dit vir jou paraphrase, jy kan dit by die huis gaan lees. But I want to get to the point this morning. Ek wil hê ons moet indruk in wat die Here wil doen vandag. In Markus 5 is daar hierdie vrou wat sukkel met bloedvloeie. En ek lees hierdie skrif en elke keer as ek hom lees, oor en oor lees, dan besef ek the magnitude van wat die Here vir haar gedoen het. Maar wat ek ook besef, is dat dit wat God vir haar gedoen het, was op grond van haar eie geloof en radikale besluit. Want Jesus was nie op pad na hierdie vrou toe nie. Wil jy my hoor vandag? Jesus was op pad na Jairus se dogter toe, wat besig was om te sterf. Maar terwyl hy op pad is, besluit 'n vrou, ek worry nie waartoe Jesus nou gaan nie, maar ek het 'n wonderwerk nodig. En toe sy 'n besluit maak, kyk, is eintlik 'n mooi ding om in Suid-Afrika te preek, toe hijack sy iemand anders 'n miracle. Want sy spring in die middel van waarheen Jesus op pad is, en sy maak 'n besluit. Nou familie, ek wil hê jy moet vandag verstaan saam met my, dat om Jesus aan te raak, is nie die gemaklikste besluit nie. Om Jesus aan te raak, is nie 'n besluit wat ek en jy maak, sodat dit ons comfort zone kan approve nie. As ek en jy werklik God wil ontmoet, en dieper gaan met die Here, moet ons bereid wees om ongemaklik te raak. Die koninkryk beweeg buite jou gemaksone. Ek lees Jesus, al die miracles wat hy gedoen het, en is dit nie awesome dat die woord van die Here vir ons sê, dat Jesus het al hierdie miracles gedoen, 4 gospels vol miracles, en dan eindig die gospels en dan sê dit, maar dis nie al wat Jesus gedoen het nie. Jesus het soveel wonderwerke gedoen, dat daar nog nie eers genoeg boeke in die hele wêreld is, om neer te pen wat Jesus gedoen het nie. Nou as dit die geval is, maak dit my vreeslik opgewonde, want hy het nie een wonderwerk dieselfde gedoen nie. Dan sê ons, die Here sal nie dit so doen nie. Dis presies omdat ons dink hy sal nie, dat hy gaan. Want die Here sal doen wat hy moet doen, sodat hy die taak kan vermag, en in die proses jou hart kan openbaar. Is jy met my? Waai net gou vir my as jy right is. Halleluja. Hulle waai. Ek weet nie of hulle nou gewaai het om te waai nie, en of hulle gewaai het omdat ek gevra het nie. 'n courtesy. Wie ken 'n courtesy waai? Jy waai maar net. Like jou auntie. Die vrou maak 'n besluit. Die woord van die Here sê dat sy mag nie in die publiek verskyn het nie. Sy het 'n besluit gemaak dat om Jesus aan te raak is meer belangrik as om aan die lewe te bly. Sy het besluit dat om Jesus aan te raak is meer belangrik as om die wette te gehoorsaam. Nou ons sê baie keer hierdie woorde, is ons honger vir die Here? Is ons honger in die huis van die Here? Is ons honger? My vriend, as jy honger was, as jy al ooit in jou lewe honger was, dan eet jy in jou bord nog voor die mes en vurk opdaag. Jy het nie maniere as jy honger is nie. As jy honger is, wag jy nie eers vir die tafelgebed nie. Hallo? Jy bid na die tyd om dankie te sê jy het iets gehad om te eet. Ek onthou my oupa het jare terug toe, sê my ma, toe sit hulle om die tafel en bid, en hulle bid, yes, en die man het 'n lang asem. Wie het al om het ete gesit, en dan die ou wat bid het 'n lang asem. Jy het al 3 keer jou binnegoed opgeëet. Hy bid, en hy bid, en eventually besluit iemand om die tafel, hoor, ons moet seker hierdie ding land, en hulle stoot hom so, hulle sê, amen. Hy sê, dis die woord wat ek gesoek het. Kan ons so honger vir die Here wees, dat ons maniere weer verloor? Dat ons besluit, weet jy wat, ek worry nie wat die ou om my sê nie, ek worry nie wat die wet sê nie, ek worry nie wat iemand se opinie is nie, maar ek het 'n besluit gemaak binne myself, dat ek die Here gaan aanraak, en niks en niemand gaan in my pad staan nie. Die vrou maak 'n besluit, dat om hom aan te raak is belangriker as my reputasie. Die rede hoekom baie van ons sukkel om deur te breek in baie dinge is, want ons het nog nie dood gegaan vir ons reputasie nie. Maar wat gaan die mense sê as ek huil? Cowboys don't cry. Daai cowboy moet nog gered raak. Because when you're in the presence of God, ek weet hier is asof daar 'n kraan is wat die Here vind, wat ons nie weet ons het nie. Ons kom na die huis, ons kom heel trots, man. Ons kan hierdie ding doen, en dan kom jy in, en vind die Here daai een knopie. Be ugly cry, come on.
Ek ugly cry. Ek huil so erg, ek huil make-up af wat ek eers het nie. Die baard twis van trane. Alles draai oor ons heen. Want die Here wil hê ons moet ons harte weer voor hom kom sag maak, dat ons oor ons reputasies kan kom en sê, Here, doen wat jy wil doen, maar doen dit soos jy dit wil doen. Kan ek vir jou geheim vertel? Ek gaan nou skinder, né? Julle mag nie uitpraat nie. Is hierdie live? Pause gou dit nie, ek grap. Die livestreams kan nou in die moeilikheid kry ook. Hulle haal net daai een stukkie uit. Hulle cut net die een ding, hulle haal hom uit konteks. Het julle al dit gesien? Net om jou in die moeilikheid te kry. As ek bring dit aan, want all publicity is good publicity. Is julle nog met my? Is julle nog bly julle het gekom? Alright, ek is ook nog bly ek sien. Amen. Ek skoop net waarmee ons werk, okay, ek check dit uit. Gaan dit? Ek like hierdie pastoor. Ek weet julle doen. Die Here wil iets kom doen wat buite die gemaksone is van wat ons gewoond geraak het. So die kerk bid baie keer hierdie gebede. Ons bid hom so. Here, kom doen 'n nuwe ding. En dan doen die Here 'n nuwe ding en sê, is die Here daai nie, hy doen dit nie so nie. Ons bid vir 'n nuwe ding en dan kritiseer ons die nuwe ding want hy lyk nie soos die ou ding nie. Ek sê, Here, kom doen 'n nuwe ding en maak nie saak hoe dit lykie, hoe dit rykie, hoe dit klinkie, maak nie saak wie wat sê nie, maar solank dit my nasie aan die brand gaan steek en mense na U toe gaan bring, solank dit mense met 'n ontmoeting met Jesus gaan produseer, dan sê ek, Here, doen enige iets, al offend dit my religion, al breek dit my reputasie, al doen dit wat, my Here, maak die sluise van die hemel oop en laat die lewende water weer vloei uit die binneste uit van die kerk van Jesus Christus. Here, ons is dors vir lewende water. Die vrou maak 'n besluit, sy sê ek gaan Jesus aanraak. Hoe lank het sy gesukkel? 12 jaar. 12 jaar sukkel sy. En sy maak 'n besluit want sy het iets gehoor. Die Bybel sê she heard a rumor. Mag ons lewens 'n kinderstorie word. Dat mense sê, het jy al ooit gehoor van daai buks daar in Bloemfontein? Vir amper sê, ons het gehoor. Het julle al van daai ou dae gehoor en daai dame daar gehoor? Het julle gehoor wat die Here daar gedoen het? Want die Bybel sê geloof kom deur die gehoor. En die gehoor van God se woord. So daarom bring 'n getuienis, geloof in mense, dat die vrou sê, sy het gehoor, dat daar is een wat die siekes genees, en die Bybel sê, sy het in haarself, vir haarself, kyk, jy kan maar met jouself praat, alright? Die Bybel gee jou toestemming, die Bybel sê, Dawid het homself versterk in die Here. So môreoggend as jy opstaan, ek weet van julle doen klaar, dan loer jy vir jouself in die spieël, en jy sê, handsome. En jy versterk jouself in die Here. Sy sê, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, dan sal ek gesond word. Sy het nie getwyfel nie, sy het nie bevraagteken nie, sy het 'n besluit gemaak dat niemand haar uit dit uit gaan praat nie. Al stenig hulle my vanmiddag, al kritiseer hulle my en arresteer hulle my, al het hulle opinies en stories oor my, ek het reeds my mind opgemaak dat ek is in pursuit van Jesus. Niemand gaan my uit dit uitpraat nie. Ons is klaar te diep in om terug te kom, halleluja. Ons is klaar in die diep end, ons is uit, ons is verby. Onthou die Here kort net een ou wat stupid genoeg is om te glo. Hy kort net een ou wat stupid genoeg is om te glo van alles wat hy lees, al maak dit nie sin nie. Ek sê altyd vir mense, as hulle vir my sê, maar ek wil die Here verstaan, dan sê ek, my vriend, as jy die Here moet verstaan, dan is jy groter as die Here. As die Here in my kop kan pas, dan is ek mos groter as God. So God kan nie in hierdie kop pas nie. Dis hoekom ek hom nie hier kan dien nie. Ek moet hom uit my gees uitdien.
En ek moet sê, Here, stretch my en stretch my. Hy vat my van geloof tot geloof, van krag tot krag, van heerlikheid tot heerlikheid. Daar is 'n ever increasing faith wanneer ons die Here dien. En die vrou besluit sy gaan by Jesus uitkom, maar daar is iets tussen haar en Jesus. Daar's mense wat in die pad is, en die vrou besluit sy gaan kruip, en sy gaan deurdruk, en sy gaan tot by Jesus kom om die soem van sy kleed aan te raak. En ek hou van hierdie storie, want weet jy wat gebeur? Sy raak Jesus en hy stop. Hy sê, wie het aan my gevat? En ek sê nou maar #stupid disciples, alright, want ons is ook soms soos hierdie disciples. Die disciples sê, Jesus, ons almal raak jou. Wat bedoel jy, iemand het jou geraak? Nie iemand nie, almal. En die Here sê hierdie woorde, iemand het krag van my gevat. Wat beteken ek kan om hom wees en nog steeds niks van hom vat nie. Wat beteken ek kan in die proximity en vicinity van Jesus beweeg. Ek kan elke Sondag in die kerk sit en dieselfde bly. Iemand moet my hoor vanoggend. Ek wil jou uitdaag, gaan slaap vanaand in jou garage, jy gaan nie môre 'n kar wees nie. Is die waarheid. Ek en jy is nie genoeg om net om die Here te wees nie. Ons moet 'n besluit maak om hom aan te raak. Ons moet 'n besluit maak om 'n bietjie ongemaklik te raak. Ons moet 'n besluit neem dat ek gaan hom aanraak, maak nie saak enigiets anders nie. En toe sy aan hom vat met 'n verwagting dat iets gaan gebeur, toe stop hy, want krag vloei uit hom uit. So die disciples wys my dat daar so iets is wat mens noem familiarity. Hulle raak bietjie familiar met hom. Ag, ek weet wanneer die pastoor wat gaan sê en hoeveel songs ons gaan sing, en ag, nou sing ons alweer daai liedjie. Wie van julle het al gemoun oor songs? Sies. Ek onthou jare terug toe sê 'n oom vir my, "Jesus, Koos, ek hou nie as julle daai liedjie sing, ek like daai liedjie," en sê ek, "Prys die Here wat ons sing hom nie vir jou nie." Ons sing vir die Here, familie. We have to get over our preference and get into the presence. Jy kan nie albei hê nie. It's either preference or presence. Nou kan jy my jou buurman weer klap en sê is presence. Yes, ek gee jou soveel geleenthede om klappe uit te deel, ek hoop jy vat dit. It's a cheap shot. Sy raak Jesus aan en hy stop en krag vloei uit hom uit en hy genees haar. Maar hoor wat gebeur. Hy is op pad na Jairus se dogter toe. Nou, ek wil gou 'n doktrine en 'n teologie kom crash vanoggend, wat vir jou geleer het dat is God se wil om jou siek te maak. Dat is die Here wat vir jou siekte gee. Ek wil vir jou sê, die God wat ek dien is 'n God van genesing. Hy het 'n prys aan 'n kruis betaal, nie sodat ek en jy hoef te aanvaar dat dit is maar net ons lot nie. Hy het 'n prys betaal sodat ons genees en vry kan wees in die naam van Jesus. Nee, weet die Here leer my iets. Nee, die Here leer jou niks, die duiwel lieg vir jou. Eintlik nie eens die duiwel nie, sommer net jou vlees. Sy vat jou goed en trek verre. Is jy enige verre? Asseblief moenie gaan nie. Die Here is die God van genesing. Hy het 'n prys betaal wat ek en jy nie kan betaal nie, sodat ek en jy kan ontvang volmaakte genesing, deurbraak, verandering, transformasie. Ons bid nou die dag vir iemand, wel nie nou die dag is nou 2 jaar, in Jeffreys Bay, bid ons vir iemand, en die girlie kom na een van ons dienste toe, ons het 4 aande in Jeffreys Bay, sy kom na een van die dienste toe, en ek en my vrou voel altyd op dieselfde tyd, ons moet vir haar baarmoeder bid, en soos ek die woorde sê, raak my vrou aan haar maag, en ons bid, die vrou, die girl se oë pop net so. Jy weet as iemand moet sê, hoe weet jy? Dan is jy amper ook soos, ons weet nie. Ons weet eintlik niks nie. Hy weet. En sy sê vir ons, die volgende aand kom sy terug, sy sê, ek is gediagnoseer. Ek weet nie eens wat my... Polycystic ovarian syndrome. Kurobushanda, okay. Yes. Tale van vandag is gevorderd, joh. Sy sê, hier is die dokter se report, sy sê, ek gaan nie kan kinders kry nie. Sy besluit, maar die Here het my mos nou aangeraak, ek gaan terug dokter toe. Sy gaan terug dokter toe daai volgende dag.
Die dokter doen toets en sy sê, dis weg, daar's nie eens bewys dat jy dit ooit gehaat het nie. Halleluja. Nou het ons al die sonarfoto, die baba foto, die inseën foto, 1 maand later word sy swanger en het vandag hulle eerste kind. Dit is wat die Here doen. Ons preek in Vredenburg laas jaar. Jy's gevaarlik jy. As jy nie wil babas hê nie, kyk nou vir die dak, okay? Of vir die mat. Maar moenie nou vir my kyk nie. Ons is in Vredenburg en my vrou bid vir 'n vrou wat die Here vertrou vir 'n baba. Hulle sukkel al baie lank om swanger te word. Sê maar ons staan op die woord van die Here dat ons gaan swanger word. En my vrou bid van terwyl my vrou vir haar bid, kom daar 'n ander vrou. Julle weet mos doekie internasionale bediening. Ken julle, hulle gooi mos net doekies. So sy kom met die doekie om die doekie te kom gooi oor die vrou. En sy staan met die doekie gereed. En so sy staan en my vrou bid vir hierdie vrou, val die vrou neer soos 'n sak patats. En sy lê daar en sy's onder die glorie en sy's gone en sy lê die hele diens en ons is huis toe. En net nou die dag kom ons in Vredenburg aan. Hier's die vrou wat gekom het vir die baba. Hier staan sy met haar pasgebore babatjie, nog brand new. Jy weet mos daai nuwe kar reuk, verstaan jy? Staan met 'n brand new baby. Staan met 'n splinter nuwe baba, maar weet jy wat's funny? Hier staan die vrou met die doekie, ook met 'n baba. En ons sê, wat gaan nou hier aan? Sy sê, toe jy vir haar bid, toe kry ek dit ook. Weet jy wat's nog meer funny? Albei se babas is op dieselfde dag gebore. Ek sê vir my vrou, jy moet dalk van nou af as jy bid vir mense om kinders te kry, dalk net vir die asser vra of hulle ook wil hê. Sou enigiemand wat die Here vertrou vir kinders? Enigiemand wat nou die Here vertrou vir kinders? Staan gou, staan. Hoekom nie? As jy die Here vertrou vir kinders, staan. Moenie bang wees, skaam wees nie. Onthou net, nou ringie, nou dingie, okay? So ons moet net jou CV check, né? Is niks vir jou, hè? Yes. Okay. Mooiste kom staan gaan saam. Kom ons agree saam met hulle. Supernatural. No more delays. No more delays. Supernatural work, Lord. Thank you, Lord. Taking the burden off and supernatural production. In Jesus' name. In Jesus' name. Salve hulle hande. Nie skaam wees met die olie nie. Kan sien wie seuns in hierdie huis. Klink soos hulle pa. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie vir die getuienis, Here. Dankie vir die vrug. Dankie, Here, dat U 'n bonatuurlike werk doen. That it will also be a big testimony and a big witness of your grace, your love and your kindness, Lord. In Jesus' name, ons maak dit los nou in die naam van die Here. Kom ons gee die Here goeie prys. Geloof sonder werke is dood. Okay. Okay. Ons het eendag vir 'n koppel in Pretoria gebid en toe ek dit vir hulle sê, toe sê hulle, okay pastoor, ons ry nou. Toe gaan hulle, sommer in die middel van die diens gaan luister. Sê waar hulle? Sê wel, daai ou seker baie geloof. Sê amen. Okay, nee, net voor jy wonder. Ek het nie myself gekies vir die bediening nie. Ek verstaan dit ook nie. Iemand sê vir my, glo jy die Here het 'n sin vir humor? Ek sê ja, hy het my geroep in die bediening en hy het 'n groot sin vir humor. Ek dink baie ons in die gemeente verstaan daai statement meer as wat ek dink. You can ask my wife, jy kan vir haar kom vra. Ek het op 'n stadium 'n lys gemaak vir die Here om te sê, "Eers Here, hier's soveel ouens wat jy kan eerder gebruik om te doen wat ek doen. Hoe gebruik jy my?" Because it's not about us. Dis nie oor ons sê. Ek weet nie of dit soms 'n goeie ding is dat daar 'n skrif is wat sê die Here gebruik die dommes om die slimmes te laat. Ek weet nie. Maar dan lees ek ook die Bybel en ek vind uit dat jy weet wat 'n ander naam vir 'n donkie en die Here gebruik enige donkie.
Die Here kan enige instrument gebruik. Sê amen. Sê amen. Die vrou raak Jesus aan en sy kry al genesing, maar die disippels, daar was soveel available, maar hulle het geen demand op Jesus gesit nie. Ek wil jou bemoedig, kerk, moenie na die huis van die Here toe kom, net om te sê jy was hier nie. Moenie na die huis van die Here toe kom, net om saam te sing en dit maar net te geniet nie, maar kom na die huis van die Here toe, om te sê, vandag gaan ek met God ontmoet, vandag kom met ek 'n verwagting, om in die teenwoordigheid van God in te gaan, en wanneer jy hier kom, kom met 'n verwagting, dat hy iets in jou hart en lewe gaan doen. Kom gereed op 'n Sondag. Ons raak nie hier gereed nie, ons kom gereed. Ons kom honger na die huis van die Here toe. As ek na die huis van die Here toe kom, het ek my offering al gereed, ek het al klaar besluit wat ek gaan gee, ek het klaar verwagting om wat ek vir die Here voor vertrou in my huwelik, in my kinders, in my huis. Ek kom en ek weet, Here, ek kom hier aanraak, want ek weet U doen wonders vandag nog. Ek het 'n verwagting. Julle gaan ook 'n verwagting hê. Halleluja. O, halleluja. Glo julle God is nog die God van wonders? Ons is besig om te bedien. Nou hoekom ek al hierdie testimonies deel is, want testimonies stig jou faith. Dit lig jou geloof om die Here te vertrou. Ons doen 'n outreach in 'n township. Ons is baie lief daarvoor om in al die stikkende communities in te gaan. Ons love dit om tussen die gangsters en die prostituie in te gaan. We've led so many prostitutes to Jesus. Ek onthou die eerste keer wat ons een na die Here toe gelei het. Kyk, ons het obviously die wêreld se beste doopbad, die see. Verstaan, hy's altyd vol, hy's altyd gereed, hy's altyd reg. Ek glo jou. Hy is actually gereed. Ek love it. Moet altyd gereed wees. Ek hoop hy's koud, hy moet koud wees. Ek sê ons 'n doopbad moet koud wees, want hy sal dit nooit vergeet nie. Ons het een keer in Brits, ek het in Brits groot geword, my vrou het in Brits groot geword. Ons het een keer iemand in Brits gedoop, die water was so koud. Die ou het in die water klim en sê hulle jou naam, ons sê hulle jou naam, toe staan hy uit die water uit op, hy sê Piet, toe gaan sit hy weer. Daai water was so koud, hy kon nie 'n woord uitkry nie. Hy sal dit nooit vergeet in sy lewe nie. Maar ons gaan doop hulle in die see, en die eerste prostitute, Liesel, wat ons gaan doop in die see, was jare laas by haar huis. Sy bly op straat. Intussen het haar maale tot bekering gekom. Hulle begin die Here dien. En ons lei haar na die Here toe deur my vrou se community center wat sy gehad het in Gordons Bay op daai stadium. En ons vat hierdie Liesel en sy hak in en hier gaan ons see toe en ons doop haar. En sy sê hierdie woorde, sy sê, pa, vat my huis toe. En ons sê, kom ons vat jou huis toe. En ons ry in die township in, en die Here sê vir my, is tyd dat jy my dogters huis toe bring. En soos ons uit die kar uit klim, hak sy in soos 'n bruid. Sy sê, loop my in asseblief. En ek hoor hoe die Here se hart breek vir die gebrokenes en die stikkenes al buite in die wêreld. En ons het 'n mandaat gemaak om te gaan waar niemand bereid is om te gaan en te gaan doen wat niemand wil doen nie. Daarom, ons kinders, hier is ons oudste, sy word nou 15, hierdie Vrydag wat kom. Sy herinner ons, sy tel hom al af vir die laaste 14 jaar. Maar sy word Vrydag 15. Ek meen, ons kinders ken die beweging van die Here. Ons kinders het gesit op 6, 7, 8 jarige ouderdom in prostitutes se naels geverf, verstaan jy? Hulle ken die rofste van die rofste dinge. Want hulle is uitverkoop aan dit wat die koning wil doen in hierdie land van ons. Ek glo God is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Ek sê God is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Maar hy soek sy bruid. Hy wil die bruid gebruik, hy wil sy liggaam gebruik, hy wil sy kerk gebruik. Hy soek net een wat bereid is om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, as jy Bloemfontein wil verander, hier is ek, Here. As jy die hele Vrystaat, Here, hier is ek. Here, as jy hierdie land wil verander, Here, hier is ek. Gebruik my, Here. Maak nie saak wat die prys gaan wees nie. Ek sal alles op die altaar sit, Here, gebruik my. Ons is in hierdie township en ons preek die evangelie, so mag ek maar vinnig vir hulle net sê wat die secret sauce. Die secret sauce tot ons outreaches. Ek het dit in Middelburg gesê en ek kon sien die mense was sommer geskok, hulle was sommer kwaad vir ons. Mense sê, "Joh." Hulle het gesê, jy gaan vang ons vis man. Jesus het ons vissers van mense gemaak. Het jy al ooit 'n ou gaan sien vis vang sonder 'n aas op die stok? Jy sit iets op. So wat ons doen, ons gaan parkie toe, ons slaan die sound op, sit alles reg. Dan gaan klop ons aan elke deur, dan sê ons daar's giveaways in die parkie, vouchers in die parkie. Jy sal nie glo nie man, 30 minute is al 250 mense in die parkie. Dan preek ons die evangelie. Ons red siele, ons doop hulle, ons plant hulle in die kerk en dan gee ons 5 of 3,000 rand grocery vouchers weg. Maar dan kan hulle gaan kos koop. Mag nie drank koop hê. Onthou ons praat van, okay, anyways.
Is julle met my? Ons moet doen wat ons moet doen om by siele uit te kom sodat die evangelie impak kan maak in mense se lewens. Ons is in hierdie township, hulle noem dit Klein Vlei, is in Eerste Rivier in die Kaap en ons is besig om te preek. En daar kom 'n moeder uit en sy gee haar hart vir die Here vir die heel eerste keer, gets born again right there in die parkie se grond. En hier raak sy nou gered. En sy sê maar ek het 'n versoek, ek wil julle moet vir my bid, sê ons gaan bid. Wat is dit? Sy sê, hoe lank is dit nou weer? 3 jaar. Sy sê ek het 3 jaar laas my seun gesien. Hy het uit die huis uit gestap en vir 3 jaar laas het ek van hom gehoor, hom gesien. Hy's weg. Ons weet nie of hy nog lewe nie, ons weet nie waar hy is nie. Vir 3 jaar is hy weg. Ons sê wel in Jesus naam kom hy vandag terug. Ons roep hy seun terug in die naam van die Here en die span bid saam met haar. En terwyl ons het nog eers amen gesê nie, toe kom iemand in die straat afgehardloop. Kom huis toe, jou seun sit in die sitkamer. Toe sit haar seun in die sitkamer en wag vir sy ma. Ai. Ek sê vir jou, God doen nog steeds wonders. Ons moet net bereid wees om hom te glo vir die onmoontlike. Ons moet net bereid wees om hom te glo vir die onmoontlike. Amen? Wie gaan God glo vir die onmoontlike? Wie gaan God glo vir die onmoontlike? Die vrou raak aan Jesus. Terwyl sy genesing kry, gaan Jairus se dogter dood. Dis wat ek vir jou sê, sy het hom gehijack. Jesus het gestap met hierdie miracle van Jairus se dogter en die vrou het gesê, myne, ek het hom nodig. En soos hy en Jesus vat, fluister hulle in sy oor en sê, Jesus, Jairus se dogter het nou net gesterf. En ek love Jesus. Kyk, Jesus was 'n rebel. Jy kan nou maar vir my sê wat jy wil. Hy was 'n rebel. Hy het nie in die stelsel gepas nie. Hy het nie in die stelsel gepas nie. In fact, hy het dit gelaaf om die stelsel te offend. Hy kon al voor die Sabbat die ou by die poel van Bethesda genees het, maar hy sê vir sy disippels, kom ons wag vir die Sabbat. Kom ons gaan genees hom as ons nie mag nie. Dis die Jesus wat ek dien, ek sê vir jou. Hy wag vir wanneer dit reëls breektyd is. Hy dag op by die poel van Bethesda en dan is hy nie eers soos, hy sê soos, vat jou goed en loop, papie. En hulle sê, hy, wat doen jy? Hy sê, wat wil jy eerder hê moet ek sê? Jou sonde is vergewe. Vir die ander een sê hy, jou sonde is vergewe. En hulle sê, jy mag die sonde vergewe nie. Hy sê, vat jou goed en loop. Wat verkies jy? Hy mok religion. En ons is versigtig met religion. Hy sê, you brood of vipers and snakes. Hey, Jesus het nie van religion gehou nie. Hallo? Hy kom en hy breek die stelsel. Hy kom en hy sê, weet jy wat, ek gaan jou oë genees. Maar ek gaan eers in die modder spoeg. Wie van julle sal sê, Here, ek wil graag sien, maar tot die Here vir jou sê, ek gaan in modder spoeg. Kan ek in jou oë spoeg? Dan gaan jy sê, hierdie een oog is actually alright. Ek is sterk geword oor die jare. Ja. Ek het al vir iemand gebid, waar die Here sy oë opmaak, dan sê hy, nou, hoe gaan ek nou 'n grant kry? Ek het geld gekry as ek blind is. En wat nou? Hallo? Ek het al crazy goed gesien, ek beloof jou dit. Ministry is not for the faint-hearted. Sê God van die onmoontlike. God van die onmoontlike. Jy het my sommer so nou hier ingetrek met 'n tou, ek het jou gesien. Né? Dis ons Quentin. Maak maar gereed. Hy kerkprop gaan uit. Ja. Uit, heeltemal uit. Heeltemal uit. Is nou klaar met die knieë watertjies en die heupwatertjies. Is tyd vir die heeltemal in, man. Oor jou kop verdrink in die rivier van die Here. Die Here sê hy gaan vir jou die onmoontlike doen, my vriend. Die Here sê hy gaan vir jou die onmoontlike doen. You ain't seen nothing yet. Die Here gaan vir jou elevate. Ek sê nou vir jou. Kan ek vir jou gou 'n prentjie wys? Ek gaan vir jou 'n prentjie wys. Kan ek gou 3 mense kry? Maar jy moet nie kom nie. Of nee, kom maar saam. Gee my gou 3 mense. Okay, enige 3 saam. Okay, julle hardloop van heel agteraf. Okay, kom met vandag. Kom. Ek love it. Kom. Staan julle gou in 'n ry en kyk soontoe. Staan jy heel agter in die ry, alraai. Jy kan sommer heel voor gou vir my staan en dan nee, kyk soontoe man. So vir jou. Hy wil sukkel die man. Staan sommer vir my voor. Nee man, ek het nie jy stop bly. Ek like jou, hoor. Dis uister, hoor.
Staan nou agter. Bietjie, daar's nie nog iemand, mos nou niemand. Baie keer voel ons is laaste in die ry. Sê jy, Here, wanneer is my beurt? Here, wat van my, Here? Het jy my vergeet hier agter in die ry? Nou sê die woord, hy wat laaste is, sal eerste wees. Dan dink ons die Here gaan ons vat en hy gaan ons voorsit. Maar weet jy wat doen die Here? Draai julle almal gou om. Draai om. Hy sit jou voor in die ry. Hy sê, jy dink jy staan nog agter, dan draai ek die ry skielik om. En dan's jy voor in die ry. Okay, dankie julle. Dankie, hoor, bless julle. Die Here seën julle. Die Here seën julle. Ek moes uit die prentjie, dit sou nie cool klink as ek dit net vertel het nie. Ek moes vir jou wys. Dis tyd dat daai ry omdraai. Die Here sê guns kom oor jou lewe. Guns kom oor jou lewe. En elke dorplek breek oop. En ek sien hoe ewen water gaan vloei in woestynplekke. You will be like a well-watered garden in the middle of the desert. Die Here sê ek gaan goed in jou hand sit because there's something that is owed to you. Sevenfold payback is coming to your life. Dinge met jou naam op kom terug na jou toe. Goed wat in jou besit moet wees kom terug na jou toe. That which belongs to you come back sevenfold in the mighty name of Jesus. Die Here sê vir my spesifiek, ek moet vir jou sê, He made you to be a very strong pillar. Jy is a very strong pillar. Die Here stort vars olie oor jou lewe uit. Vars olie. Maak maar gereed vir wat die Here gaan doen. He's going to do such a brand new thing in your life. Ek wil ook vir jou sê, die Here is trots en dankbaar op jou getrouheid. Your faithfulness. Even when you sowed and gave and served and poured out when there was nothing to pour. Even in the toughest of times. You were available and you were willing. Maak maar gereed. It's elevation time. Die Here gaan vir jou die onmoontlike doen. Die God van die onmoontlike. Ek sien ook hoe dit wat negatief is, elke negative report over your life is cancelled in Jesus' name. Elke negatiewe uitspraak oor jou lewe kanselleer ons in die naam van Jesus. Gaan 'n mooi getuienis hê. Hoe oud is Quentin? Yes, man. Hy's 2 jaar ouer as ons, dis crazy. Nee, Bucks. Dis ons pastoor. Ouens groei so vinnig. Ek wil net seker maak, né? Ek is nie so in die spirit nie. Julle hoor dit ook, né? Maak net seker. Die Here merk jou, jongman. Die Here merk jou. You will be a very strong builder. Very strong builder. Are you still blessed? Julle nog alright? Van julle is bietjie meer blessed as ander. God kom deponeer iets vandag in ons harte. Hulle sê Jesus, Jairus se dogter is dood. Ek love Jesus se woorde. Moenie worry nie, sy slaap net. Is dit nie crazy hoe baie Jesus slaap en dood verwar nie? Was jy al ooit in 'n situasie waar jy voel Jesus, it was about a good time as jy nou deurkom? Wie was al ooit daar was is, Jesus, ek vertrou jou, ek dink gister was 'n goeie dag. Hulle sê ewen vir Jesus, Lazarus is siek. Kom ons gaan en hy sê, ander dag. Was jy al ooit in daai plek waar dit vir jou voel asof, yes, Here, as jy maar net nou al gekom het. It's a good time to be here. Ek wil vandag vir jou sê, God is nooit laat nie. God is nooit laat nie. He never sleeps nor slumbers. He never sleeps nor slumbers. Ek wil jou vandag bemoedig om vir jou te sê, God se oog is nog steeds op jou. No matter what you've been through, no matter what you've encountered, niks wat jy ervaar het tot die punt verander die feit dat God se oog nog op jou is. Hy sê vir hulle sy slaap. En hy stap na die huis toe. En hy kom daar. En kyk wat doen hy. Hy raak ontslaaf van al die wat nie geloof het nie. Hy sê al julle uit die huis uit wat nie glo sy kan nog lewe nie. Somstyds is dit nodig om die stemme wat teen wat God vir jou gesê het praat te elimineer.
Hallo familie. Dis tyd om die stemme te mute wat jou uit God se belofte vir jou praat. Hang around people. Nou ek glo daar's mense wat twee verskillende goed dra. Sekere mense in jou lewe dra of 'n fire extinguisher en al wat hulle wil doen is jou vuur blus. Ek soek nie sulke mense in my lewe nie. Ek soek mense in my lewe wat petrol dra. Wat petrol op my vuur gooi. Wat my opmaak. Hey. Hulle steek vir jou in die brand, hulle maak jou vurig. Hulle maak jou glo dat God kan dit doen. Hulle maak jou glo dat God se woord is nog waar. Hulle maak jou glo dat God dit nie vergeet nie. Jy wil nie om mense hang wat vir jou sê, ag, weet jy wat, dalk is dit nou nie God se plan vir jou lewe nie. Jy weet, die Here het jou oorgesien. Hy het iemand anders gevind. Jy weet, die Here doen nie meer vandag genesing nie. Jy weet, die Here laat ons nie meer vandag in tale bid nie. Jy weet, die Here wil nie meer wonderwerke vandag. Weet jy waar die Here glo nie meer in finansies nie. Hy wil hê jy moet sukkel. Jy weet, ons het al hierdie goed wat ons onsself na luister, maar die Here sê my woord het nog nie verander nie. Wat ek vir jou gesê het ek gaan doen, gaan ek nog steeds doen. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie, nor the son of man that he would repent. Hy's 'n waarmaker van sy woord. En hy jaag die uit wat nie geloof het nie. Moenie worry nie, ek kom nou in vir 'n landing. Ek sien julle raak bekommerd. Ek hoop jy het 'n hoender in die oond gesit nie. As ons Sondag kerk, dan gee jy vandag 'n hoender vir die duiwel sacrifice. Toe ek in Langebaan gepreek het nou die dag toe, sê ek dieselfde vir hulle. Julle moet nie Sondagoggend hoenders in die oond sit nie. Jy weet nooit wat die Here doen en dan ons wil nie vir die Here gebrande hoender gee nie, ons gee hom vir die duiwel. En toe stuur die pastoor vir my 'n boodskap. Hy sê ek het daai fout gemaak. Ek het 'n hoender in die oond gehad. Eers maar daai ding het gebrand word. Hy het 'n skaapbout ingesit. Daai skaapbout het goed gebrand. Ek weet nou is jy 'n dik offended in die Vrystaat dat iemand skaapbout brand. Ek weet. Dis soos een van die 7 grootste sondes. Is so, né? Ek gaan nou iets sê wat dalk jou bietjie kriebelrag mag maak. Maar jou grootste vyand is nie die duiwel nie. Jou grootste vyand is jou vlees. Want dis die twee wat teenstrydig is met mekaar. As ek my kry om te doen wat ek wil doen, dan doen ek dit nie. En as ek hierdie wil doen, dan sukkel ek weer met die. Die Bybel sê die vlees gaan die hele tyd teen die gees gaan. En dis hoekom ek en jy moet seker maak dat ons honger genoeg is vir die Here, dat ons hierdie geesmens van ons so voer, dat ons pursuit na die Here is en nie na die dinge van die vlees nie. Is julle met my? Ek gaan nou hier eindig. En dan gaan ons saam bid. Wie het iets ontvang hier vanoggend? Ons is so bevoorreg om in soveel plekke te preek. Ek het in Atlanta in Amerika gepreek. En terwyl ek daar preek, kom ek agter, ek sien nie een Amerikaner in hierdie kerk nie. Is dit 2 jaar terug? Staan in die kerk en sien, ek seker die mense is nie Amerikaners nie, almal 'n ander aksent. Ek sê vir die pastoor, wie is van Amerika af? Hy sê nee, daai ou is van Togo af, en daai ou is van Namibia af, en daai ou is van Zambia af, en daai ou is van Nigeria af. Ek sê, dis almal Africans. Hy sê, almal kom van Afrika af. Hy sê vir die Here sê, ek gesê jy moet in Amerika wees nou, wat ek gesê jy moet in Afrika wees. Ek sê, okay Here, nie elke idee is 'n goeie idee nie. Nie elke deur is jou deur nie. Halleluja. Ja, maar ver om te vlieg om vir Afrika te preek, jong. Ek kon net ry. Nou vlieg ek. Jesus sê, gaan uit. As jy nie geloof het, soek ek jou nie in die kamer nie. Ek soek daai wat kan glo dat ek gaan doen wat ek sê ek gaan doen. En Jairus se dogter staan op. Nou ek het hierdie woord in my gees vir hierdie gemeente vanoggend. Die vrou het 12 jaar gesukkel. Jairus se dogter was 12 jaar oud. Een verteenwoordig die ouer generasie, een verteenwoordig die jonger generasie. Een sê wanneer ek die ouer generasie kan genees, kan ek die jonger generasie oprig. Een sê as die een generasie besef hulle die ander een nodig en hierdie een besef hulle kan dit nie doen sonder die nie, kan ek doen wat ek wil doen in hierdie nasie. Maar ons kan nie van mekaar af wegbeweeg en sê julle is te oud, julle weet niks en die ander sê julle is te jonk, julle kan niks doen nie. Dis tyd dat ons besef
as ons nie saam staan nie en sê, Here, kom genees waar seer is en kom en wek op waar dood is, kan ons sien hoe die Here 2 generasies bymekaar kan bring om te sê, kom ons vat 'n nasie. Let's take and occupy the country. Kom ons vat weer hande en sê, Here. En ek wil hierdie as 'n profetiese woord uitspreek oor julle. That God will bless this house, van die jongste tot die oudste. That God will bring unity in this house, for the old and the young. Dat daar 'n eenheid sal rus op hierdie huis. That you will say, Here, dankie vir die sleutels tot die stad. Ek bid dat die Here harte wat seer is genees vanoggend. Dat die Here harte wat hard geword het weer kom sag maak. Dat die Here daai wat opgegee het op drome weer kom genees. Ek bid vanoggend dat jy voel dat die kind weer skop. Dat die kind weer spring. Dat daar weer lewe is in the womb of the church. God het hierdie huis gemerk vir 'n tyd soos hierdie. Julle is nie net per toeval hier en sommer maar net 'n goeie idee nie, maar julle is hier geplant en gevestig deur die woord van die Here en hierdie is julle beste uur en die Here sê vanoggend, kan ek net een vind? Wat sê Here? Hier is ek, Here. Ek lê alles neer, Here, hier is ek. Here, kom en genees my of resurrect my, maar Here, hier is ek. Kom doen daai nuwe ding in my, Here. Ek sê, Here, kies my, merk my, kom en doen dit in en deur my, Here. Vir 'n tyd soos die. Vir 'n tyd soos hierdie. Hierdie is jou beste uur. Hierdie is jou beste uur. Ek kan nie honger vir jou wees nie. Ek wens ek kon, want ek word maklik honger. Al wat ek kan doen is om jou honger te preek. Al wat ek kan doen is om vir jou genoeg te gee, wat iets in jou laat liep, sodat jy honger genoeg word en sê, Here, ek glo weer u woord, 100% wat u gesê het. Ek worry nie oor vorige seisoene nie, ek worry nie oor vorige disappointments nie, ek worry nie oor vorige dinge wat teen ons gekom het en teen ons gewerk het nie, maar Here, ek gaan glo dat u woord is waarheid, en ek gaan staan op die feit dat u hand nog steeds op my lewe rus, sodat u die onmoontlike deur my kan kom doen. Ek gaan vra dat almal gou hulle oë toe maak. Mag jy oë toe. O, Here, ons dankie vir u gees. Here, ons dankie vir u lewe, ons dankie vir u asem, ons dankie vir die wind. Die Here sê, is tyd om jou seile te lig. My wind soek die seile. Is tyd om jou seile te lig. Is tyd om jou seile te lig. Die wind kom soek die seile. Die wind is gereed. Is die seile op. Is die seile op. Sit op jou seile, dat die wind kan kom waai. Dat die wind kan kom waai. Nou ek wil 'n uitnodiging maak en is nie 'n altar call of vir siele of enigiets vanoggend nie. Ek ervaar iets wat die Here wil kom doen vanoggend. En dis hoe ek wil land en dan gaan ek teruggee vir Pastor Bux. Dalk sê vanoggend Kosie, ek het genesing of resurrection nodig. Of ek het seer en disappointments en ek's discouraged en ek kort weer vars hoop. Of jy sê ek het opgegee, dinge het dood gegaan, ek het daai droom laat gaan. Ek kort die drome en die visie en die rigting om weer lewe te kry in my. Ek sê Here, bring of genesing of bring resurrection, maar iets moet in my verander vanoggend. Ek wil 'n besluit maak om te sê Here, kom en salf my vars met nuwe olie. Kom en genees my hart. Kom en wek op my drome en my visie. As dit jy is, gaan ek vra dat jy op jou voete staan, net daar waar jy is. Staan op jou voete as dit jy is. Ek wil net gehoorsaam wees aan die Here. Ek wil net aan hom gehoorsaam wees.
ervaar die Here so sterk in hierdie plek, ja. As jy nog wil staan, kan jy staan.